Ons het baie keer 'n onsekerheidsprobleem. Ons baie keer wonder ons, ek weet nie of jy al gewonder het nie, maar baie wonder ons, selfs ons sonde, wat doen dit? En hoe staan dit partymal in die pad, en ek wonder oor 'n klomp goeders. Nou leef ons nog in 'n onsekere wêreld, niks is meer regtig seker nie, ekonomie is onseker, veiligheid is onseker, ja, dit is nogal regtig deurmekaar. Maar daar's baie gelowiges wat vandag, baie gelowiges wat met diep onsekerheid leef. En dis nie dat gelowiges onseker is oor die bestaan van God nie. Maar gelowiges vandag is onseker oor God se hart. Ons glo reg. Ons dien getrou. En ons probeer ons beste om gehoorsaam te wees aan die Here. Maar dan loop ek en jy nog baie keer met daai vrae in ons harte rond van, is God regtig tevrede met my? Weet jy of jy al daai vraag gevra het, wie so? Gewonder, is God regtig tevrede met hoe ek leef? Is ek genoeg? Doen ek genoeg? Is God se liefde vir my werklik vas? So ons wonder al, baie gelowiges is onseker daaroor. En dis juis hoekom Johannes hierdie brief geskryf het vir die kerk, vir die gelowiges. Juis sodat hulle moet nie onseker wees nie, maar dat hulle juis met sekerheid en vertroue en geloof elke dag kan staan. Hy wil eintlik die onsekerheid kom herstel van gelowiges. En die teks wat ons volgende gaan lees is daar daai een vers wat so uitstaan in vers 13 wat dit bevestig. Eintlik die doel van hoekom Johannes op die einde vandag hierdie brief geskryf het. Dit het ek aan julle geskryf sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. Hy sê nie sodat julle kan hoop om eendag hemel toe gaan nie. Nie dat julle eendag moet voel, ek gaan hemel toe, maar sodat jy kan weet, ek in die ewigheid van God saam met hom kan ingaan. Johannes wil iets kom sê van die vaste liefde van God. Dat God my en jou lief het, voor enigiets anders. God het my en jou lief. En dis iets wat ek en jy moet volgend verstaan, begryp, want die brief van 1 Johannes gaan daaroor. In die hoofstuk 5 is maar net die samevatting, die afsluiting van dit wat alles reeds gesê is. Nou gaan Johannes aan. Want hy wil kom sê, ons is geliefd. En omdat ons geliefd is deur God, daarom kan ek en jy seker wees van dit wat voor lê. Ons hoef nie te wonder nie. Ons lees dit saam. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook almal lief wat uit hom gebore is. Hierdan weet ons dat ons die kinders van God lief het. Wanneer ons God lief het en sy gebooie nakom. Want dit is die liefde vir God. Dat ons sy gebooie onderhou en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin. Ons geloof. Wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Die hoofstuk net voor dit wat Stefan met julle laasweek gedoen het in 1 Johannes 4 vers 19, dan sê hy, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Omdat God my en jou eers
En om geliefd te wees is geloof, dis nie prestasie nie. En dit moet ek en jy vanoggend snap, verstaan. Dit is so belangrik. As Johannes met hierdie eenvoudige waarheid begin volgend om te sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Elkeen wat glo. Daar staan nie elkeen wat genoeg doen nie. Daar staan nie elkeen wat regtig hard probeer nie. Daar staan nie elkeen wat reg leef nie. Daar staan elkeen wat glo is uit God gebore. So belangrik dat ek en jy dit verstaan. Geliefd wees begin nie met wat ek en jy doen nie. Geliefd wees begin by wie ons liefhet. Dis waar geliefd wees begin. By wie ons liefhet. En geloof is daai aktiewe vertroue. Dis om dit wat God is en dit wat God gee en doen te ontvang. Dis wat geloof is. Ek glo uit my lief en ek ontvang dit. Ek aanvaar sy liefde. Dis waaroor geloof gaan. En as ek dit ontvang, dan gaan 'n klomp ander dinge nie meer probleme of moeilik wees nie. Dan gaan selfs om nie te sondig nie ook begin moontlik wees, want ek ontvang sy liefde en dit verander alles in my lewe. Ek moet sy liefde ontvang. As ek sy liefde nie ontvang nie, kan ek nie regtig glo nie. En ek wil vanoggend vir jou vra, glo jy dat God jou liefhet? Glo jy dit met jou hele hart en het jy dit aanvaar? Ek en jy kan 'n klomp dinge weet van die Bybel, maar as ek en jy nie glo en sy liefde ontvang het en aanvaar het nie, dan gaan ek en jy nie 'n verhouding met God kan leef nie. En hoeveel mense vandag gelowiges probeer nie werk vir God se liefde nie. Ek hoor dit oor en oor, ek sien dit oor en oor. En ek wil vanoggend vir jou een ding kom sê, jy moet dit vanoggend verstaan. Jy kan nie God se liefde verdien nie. Jy kan nie God se liefde verdien nie. God gee sy liefde vir ons voordat ek en jy nog enige iets kan doen. Het God alreeds sy liefde vir ons gegee. En dis 'n werklikheid wat ek en jy moet aanvaar. En wanneer ek en jy dit besef, dat God ons liefhet, voordat ons nog enigiets gedoen het, dan gaan my lewe in 'n ander rigting geleef. Dit gaan soveel dinge in my lewe kom verander. En dan lees ons daai gedeelte in vers 3, wat Johannes sê, maar sy opdragte is nie swaar nie. Hoekom? Nie omdat gehoorsaamheid maklik is nie. Maar Johannes sê dit, wanneer jy besef en jy verstaan God se liefde vir jou, dan verstaan jy anders, jy besef wie jy nou is. Ek is uit God gebore, ek het sy liefde ontvang, en dit verander wat ek doen, hoe ek leef, wat gebeur daaruit. Ek besef daai ding, ja, God my so lief en hy het my ontvang. Maar voor ek reg gedoen het, het hy klaar lief en hy stap saam met my hierdie pad. En daarom geloof gaan daaroor om God se liefde te erken en te aanvaar. Die erkenning van God se liefde is om te erken Jesus Christus, wie hy is en wat hy kom doen het. En ons gaan vanoggend so 'n bietjie stil staan daarby. Ons gehoorsaamheid is nie om geliefd te word nie, maar omdat ons geliefd is, daarom is ons gehoorsaam. Ons gaan hierdie week so 'n bietjie daarby stil staan. Volgende gedeelte wat ek met jou wil verder lees van vers 6 af. Hy het Jesus Christus is die een wat deur water en bloed gekom het. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die een wat getuig, want die Gees is die waarheid.
Want daar is 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En hierdie 3 is dit eens. As ons die getuienis van mense aanvaar, die getuienis van God is verseker groter. Omdat dit die getuienis van God is wat oor sy seun gelewer het. Wie in die seun van God glo, besit die getuienis in homself, en wie God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy nie die getuienis geglo het wat God oor sy seun gelewer het nie. En dit is die getuienis dat God die ewige lewe vir ons gegee het. En die lewe is in sy seun. En wie die seun het die lewe. En wie die seun van God nie het nie die lewe nie. So. Iets wat jy dadelik hier agterkom as jy hierdie gedeelte lees, is dat God se liefde historiese, objektiewe bevestig is. Dit is waar. Niemand ontken dat Jesus gebore is, dat hy geleef het, gesterf het in die kruis. Selfs nie ongelowig is. Maar weet van Jesus wat geleef het. Johannes wil eintlik vir ons laat weet dat ek en jy kan besef ons nie God se liefde moet meet aan ons omstandighede, hoe dit gaan, of dit goed of sleg gaan nie. As dit goed gaan, dan voel ek hy's naby, of as dit sleg gaan, dan voel ek is ver van God af nie. God trek juis ons aandag weg van onsself af, en hy kom ons aandag fokus op sy liefde, op Jesus. Dit wat Jesus kom doen het, dat hy werklik gekom het vir my en vir jou. En die getuienis, die 3 getuienis, die water, Jesus, gedoop is. Die Vader sê, ja, dit is my geliefde seun, en wie ek welbehaag het. Sy doop is 'n getuienis van wie Jesus is, bevestiging, God self, seun van God, hier op aarde, vir my en vir jou gekom. Die kruis, die bloed, wat hy juis gekom het om te kom sterf vir my en vir jou sonde. Nie omdat ek hier dit verdien nie, omdat hy lief is vir my en vir jou. En die getuienis, die Gees, wat saam getuig. En dit is die getuienis, God het die ewige lewe vir ons gegee, en die lewe is in sy seun. En wie die seun het die lewe, en wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Hierdie liefde van God is nie 'n opinie nie. Dit is 'n werklikheid. Dit wat gebeur het is 'n werklikheid. God se liefde wat werklik vir jou en vir my gekom het. Francis Chan sê hierdie ons grootste probleem as Christene is nie dat ons God nie lief het nie, maar as ons nie werklik glo dat ons geliefd is nie. Dis hoekom ons baie keer so sukkel. En ons God se liefde wil meet en hoe dit met ons gaan, en hoe suksesvol ek is, en hoe ek vandag voel, en wat ek vir God gedoen het. Dis hoe ons liefde meet. Maar God kom eintlik vir my en vir jou kom sê, kyk na my seun. Kyk na my liefde, wat ek vir jou kom gee. Die kruis het nie gekom omdat ek en jy dit verdien het nie. Dit is nie deur ons prestasie wat Jesus Christus kruis toe gekom het nie. Hy het gekom omdat hy lief is vir ons. Punt, klaar. Dis hoekom God sy seun vir ons gestuur het. Die kruis is die verklaring van God se hart. Dat hy sy seun juis vir ons gestuur het. Bring vanoggend. Jy nog wonder, doen ek genoeg, is ek genoeg? Jy sukkel om te verstaan dat God jou lief het. Fokus net vir 'n oomblik op God wat gekom het, sy liefde vir my en vir jou kom wys het.
gebore is vir ons aan 'n kruis kom sterf. Hy het jou lief. Hy het jou lief. Jy kan dit nie verdien nie. Of voor jy iets gedoen het, het hy sy liefde vir jou kom gee, kom wys. 1 Johannes 5, vers 11. God het die ewige lewe vir ons gegee. So dit nie verdien nie. Hy het die ewige lewe vir ons gegee en die lewe is die seun. As jy Jesus Christus se liefde ontvang, dit wat hy vir my en vir jou kom doen het, kan ek en jy met sekerheid vandag lewe. Dan hoef ons nie te wonder nie. Doen ek genoeg? Is ek genoeg? Is my sondes dalk te veel? Gaan ek dit maak? Dan kan ek en jy hy liefde aanvaar en geliefd wees en kan ons anders begin lewe. Dan kan ons wegkom van 'n selfverdienste godsdiens. Ons kan kom by kindskap. Ek is kind van God. God het my lief. Punt, klaar. Volgende gedeelte, 1 Johannes 5 vers 13 tot 15. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. En dit is die vrymoedigheid wat ons voor hom het. Omdat jy besef, wie jy is en wat jy het verander het, hoe jy God toenadering, hoe jy hom approach, met vrymoedigheid wat ons voor hom het, dat hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra, en as ons weet dat hy ons verhoor in alles wat ons vra, weet ons dat ons alles ontvang het wat ons van hom vra. Wanneer ek en jy daai sekerheid van God se liefde het, dan verander dit ons lewens nou, dat ek en jy met vrymoedigheid elke dag saam met God die pad kan stap. Daarom hierdie jaar gaan ons op pad met die drie enige God wees, ons gaan saam met hom hierdie pad stap met vrymoedigheid. Het gaan ingeprop wees, daai boonste waarde wat ons sê, dat ons sy ingeprop wees by sy liefde, so dit verstaan ons daai leef. Want as ek en jy die liefde van God verstaan, dan kan ek en jy met vrymoedigheid sê, ons weet, ons lewe is seker vas, God se liefde het is my kom sê, en ek het dit aanvaar en ontvang, en dit verander alles. Daai ek weet wat Johannes hier skryf, loop soos 'n goue draad deur hierdie hoofstuk. Omdat ek geliefd is, omdat ek God se liefde ken, kan ek anders bid. Ek kom nie meer met angstigheid as ek bid voor God. Ek kom met vrymoedigheid. Ek kan met 'n geruste hart kom bid, want ek weet, ken God se hart. Ek leef anderste. Ek leef nie meer uit vrees nie. Maar ek leef uit vertroue uit, omdat ek weet saam met wie ek leef, is lief vir my. Ek reageer anders. Die van julle wat getroud is, dink hoe sou dit gewees het, as jy elke dag van jou lewe moes opstaan, en dink, wat moet ek vandag doen, dat my maat my gaan lief hê, of dat ek genoeg gedoen het, dat hulle my gaan teruggee. As jy doodgemaak het om elke dag so te leef, om jou ma se liefde te verdien. Hoekom wil ons dit met God doen? God het ons lief. Nog voor ek hier gebore is, het Jesus Christus vir jou en vir my al reeds gekom. Hy sê vir ons, ek het jou lief. Jy het nie nodig om sy liefde te verdien nie. Jy moet sy liefde aanvaar. En dan kan jy met sekerheid lewe. My vrymoedigheid. God het my lief. Punt. Klaar. Jo. Anders ons bid, hoef ons nie meer God se arm te draai nie. Ons hoef nie meer God te manipuleer nie. Ons kom met vrymoedigheid en ons weet, as ons vir hom kom vra, ons ken sy hart, ons het hom lief en daarom wil ons ook vra wat op sy hart is, wat in sy wil is. En daarom kom ons nie bang en angs nie, ons kom met, want ons weet, God het ons lief.
Baie mense, ons gaan die week so 'n bietjie op 'n stadium stil, ons so in die week stil staan by so ietsie wat genoem word die sirkel van werke teenoor die sirkel van genade. Baie gelowiges ek presteer want ek wil aanvaar word deur God. Ek moet al hierdie goeders doen, dan gaan God my lief hê. En eers as ek 'n klomp goeders doen as ek presteer het, dan voel ek, ek word aanvaar. Dan voel ek maar, ek het betekenis. Ek is waardevol, omdat ek hierdie goed vir die Here gedoen het. Nou is ek waardevol. Ek kan nou iets beleef, ek kan voel, ek is okay, ek het betekenis, omdat ek hierdie goed gedoen het. En dan voel ons, omdat ek hierdie goed gedoen het, nou kan ek maar bid en vra dat die Here my seën, dat hy goed vir my sal wees, dat hy my sal sorg en al hierdie goed is, want ek het dan 'n klomp goed gedoen. Ek verdien dit ten minste. Ek kan dit vra. En eers dan voel mense, maar nou kan God my aanvaar, want ek het nou die pad gestap, ek het al hierdie goeders vir die Here gedoen. Dis die sirkel van werke. Dis die tredmil wat jou gaan doodmaak. Jy gaan nêrens kom nie. Jy gaan aanhou werk en probeer God se liefde verdien. En God gaan net sê, maar ek is jou klaar lief. Teenoor die sirkel van genade. Sirkel van genade kom vir ons sê, maar jy's reeds aanvaar. God jou lief. Jy hoef nie te werk vir my aanvaarding nie. Ek het jou lief. En omdat jy aanvaar word, weet jy ook, maar God gaan my kom vernuwe. Hy gaan my werk, hy gaan voorsien, hy gaan doen alles om my te vorm. Dis wat hy kom doen. Sodat ek en jy meer en meer kan ontdek ons identiteit. Ek is 'n geliefde kind van God. En wanneer ek en jy daai besef, ek is 'n geliefde kind van God, want God het my nie net lief nie, het my aanvaar, ek is syne, en hy werk in my lewe. Dis wie ek is. Dan is dit nie meer swaar las om alles te doen wat die Here vir ons vra nie. Want dan doen ek dit wat ek doen uit vrugheid, want dis wie ek is. Ek is iemand, geliefde kind van God, wat sy hart leef. Dis wat die Here met ons wil doen in hierdie jaar, dat ek en jy in hierdie sirkel van genade elke dag van God sal leef. Ek en jy net weer gaan besef, ons het nie noodwendig altyd 'n sondeprobleem nie, ons het 'n sondeprobleem, maar ons het 'n volgorde probleem ook. En miskien moet ons net weer daai volgorde reg verstaan. Ons is geliefd, ons is aanvaar. Daarom vorm God ons. En daarom kan ek en jy seker wees, ek en jy is 'n kind van God, uit God se gebore. Dis ons identiteit. En nou leef ons uit dankbaarheid. In Johannes 5 vers 18 tot 21. Ons weet dat niemand wat uit God gebore is, aanhou sonde doen nie. Maar hy wat uit God gebore is, beskerm hom en die bose kan hom niks aandoen nie. Ons weet dat ons uit God gebore is en dat die hele wêreld in die mag van die bose is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en aan ons verstand gegee het, sodat ons die waaragtige kan ken. En ons is in die waaragtige, in die Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. En eindig Johannes op eintlik bevreemde noot. My kinders, beskerm julle teen afgode. Ek het nog gewonder oor die afgode. Wat bedoel hy hiermee? Iets wat ek net weer besef het ek deur hierdie gedeelte gegaan het.
God wil hê ons moet veilig wees teen alles wat ons weghou om te verstaan van die liefde van God. Met alles wat ons God se liefde wil vervang. Daai goed wat ons God se liefde vervang, dit word afgode. Pligsgetroue godsdiens wat doen om God se aanvaarding te probeer wen, is afgode. God het ons lief voordat ek en jy iets gedoen het. En ons doen omdat ons geliefd is, omdat ons sy kind is, uit hom gebore. Daarom moet ons nie toelaat dat enigiets hierdie verstaan van ons kan roof. Ons moet niks in die plek stel van God se liefde of dit probeer vervang nie. En ek wil jou uitnooi dat jy in hierdie jaar, in hierdie toewydingsweek wat ons instaan, dat jy net weer opnuut gaan besef en kom staan op daai plek en God se liefde ontvang, dit aanvaar en dat dit jou lewe kom verander. Jy kan seker wees dat God jou lief het. Hy bewys dit oor en oor. God het jou lief. Ontvang dit net. En leef dan uit daai liefde uit. Maar is vir jou gegee. Jy hoef dit nie eers te gaan verdien nie. Het jou lief. Jy hoef nie uit skuld uit die Here te dien nie. Jy hoef nie uit vrees uit die Here te dien nie. Jy kan uit sekerheid kan jy hom dien.